Eendag, lang gelede, in die middel van 'n pragtige woud vol voetjies en mooi diere, het daar 'n lieflike huisie gestaan. Dit is waar die boetie en sussie, Hansie en Grietjie gewoon het. Hulle het by hulle pappa, 'n arm houtkapper, en hul stiefma gewoon. Hulle stiefma was nie 'n baie vriendelike vrou nie. Die arme houtkapper het heeldag lank gesoeg en gesweet. Tog het hy baie min geld verdien en het die gesin swaar gekry. Vir die houtkapper was die hoogtepunt van sy dag om saans by die huis te kom en sy kinders te sien. Een aand kry hy sy vrou in die kombuis besig om brood te bak. "Dit is ons heel laaste kos," kla die stiefma. Die houtkapper is moedeloos. Die gesin het baie min geld oor, al werk hy heeldag baie hard. "Die kinders is 'n swaar las. Ons moet van hulle ontslaa raak," sê die stiefma. Die houtkapper is baie hartseer. Hy is lief vir sy kinders. "As jy nie van hulle ontslaa wil raak nie, sal ek," sê die nare stiefma. "Ons gaan hulle bos toe vat en daar los." Wat die stiefma nie weet nie, is dat Hansie en Grietjie alles gehoor het wat sy gesê het. Arme Grietjie is baie ontsteld. Hansie hou haar vas. "Moenie bekommerd wees nie, Grietjie. Ek het 'n plan," sê Hansie. "Wat gaan jy doen, Hansie? Ek is bang," sê Grietjie. "Vertrou my." Daardie aand wag Hansie tot almal slaap. Hy glip saggies by die deur uit. Hy weet waar 'n mens klippies kan optel wat in die maanlig glinster. Hy maak 'n klomp daarvan bymekaar. Die volgende oggend vroeg maak die stiefma die kinders wakker. "Kom julle, opstaan. Ons moet woud toe gaan en hout gaan versamel. Hier is vir julle brood. Dit is vir julle middagete," sê sy. Hansie en Grietjie se pappa staan stil in die deur. Hy lyk hartseer. Hul pappa en stiefma loop voor. Hansie en Grietjie volg op 'n afstand. Terwyl hulle dieper en dieper in die woud inloop, laat val Hansie die klein, glinsterende klippies wat hy die vorige nag versamel het. Hy maak 'n spoor in die voetpad sodat hulle die pad terug huis toe sal kan vind. Hulle kom by 'n oop plek in die woud. Die stiefma sê: "Rus julle hier terwyl ek en julle pa gaan hout kap. Ons sal later terugkom om julle te kom haal." Hansie en Grietjie is stoksiel alleen. Hulle wag tot dit donker is en begin toe terug huis toe hardloop. Hansie se klippies glinster helder in die maanlig. Die volgende oggend kom hulle by die huis aan. Hul pa is oorstelp van vreugde om hulle te sien, maar hul stiefma is nie bly nie. 'n Paar dae later het die stiefma weer probeer. Die keer het sy seker gemaak niemand weet van haar nare plan nie. Sy wag tot pappa weg is. Toe bars sy skielik in die kinders se kamer in. "Kom help vinnig, julle pappa het seer gekry in die woud." Sy hardloop by die deur uit. Die kinders volg haar diep in die donker woud in. Skielik swaai die stiefma om. Sy lyk vreemd en lag lelik. "Julle is lekker uitgevang. Ek wou julle net in die bos kom los," lag sy. "Waar is ons pappa?" vra Hansie en Grietjie. Ver hiervan af. Julle sal hom nooit weer sien nie," lag die nare stiefma. Die kindertjies kyk hoe sy wegstap. Hulle is bang en alleen. Hulle hoor snaakse geluide in die donker woud. "Wat gaan ons doen, Hansie?" vra Grietjie benoud. Hansie was nog altyd 'n planmaker. Hy maak 'n warm vuurtjie. "Ons sal pad langs moet stap en kyk of ons nie weer ons huis kan kry nie," sê Hansie. Hy maak vir hom 'n fakkel. "Kom Grietjie," sê hy. Maar die kinders is verdwaal in die groot, donker woud. Hulle hoor allerhande geluide. Skielik kom Hansie en Grietjie tot stilstand. Voor hulle staan 'n klomp wolwe. "Hardloop Grietjie," gil Hansie. Die wolwe jaag hulle. Hansie en Grietjie hardloop en hardloop.
Skielik sien hulle vreemde ligte in die woud. Die wolwe steek vas. Hansie en Grietjie kan dit nie glo nie. Die wolwe ritireer. Hansie en Grietjie volg die paadjie tussen die vreemde ligte deur. Skielik maak die woud oop en die son skyn weer. Maar wat sien die kinders daar staan? Hansie en Grietjie kan nie hul oë glo nie. Hulle het op 'n huisie afgekom wat heeltemal van lekkers gemaak is. Die voordeur is van dekadente sjokolade. Die vensters is van suiker en heuning gemaak, sien Grietjie. Selfs die dak is van gemmerkoekies en suikerversiersels gemaak. Hansie, ons probleme is verby, sê Grietjie bly. Die kinders val weg en begin gretig aan die huis se lekkernye knibbel. Hulle weet nie, niemand hou hulle dop nie. "Wie knaag so aan my huisie?" vra 'n krakerige stem van binne die huis. "Dit is die wind se kind," antwoord Grietjie. Die kinders gaan voort om te eet en die ou vrou lag in haar binnemou. Skielik verskyn sy voor die kinders. Kom in, ek het nog baie lekkernye in my huis," lok sy hulle na binne. Die kinders laat nie op hulle wag nie. In die kombuis is 'n tafel vol koek en lekkernye. Die kinders begin gulsig eet. Hulle weet nie, die ou vrou is eintlik 'n nare heks nie. "Eet julle lekker?" vra sy. Hansie en Grietjie glimlag terwyl hulle hul kieste volstop. Skielik verander die ou vrou se gesig en sy lyk woedend. "Het julle gedink dit is verniet om te eet? Nou sal julle my slawe wees," skree sy. Sy gooi vir Hansie in 'n hok. "Vir jou gaan ek vet maak en eet." Grietjie moet vir haar werk en huis skoonmaak. Die heks is naar en gee vir Grietjie vreeslik baie werk. Arme Hansie is gevang en kan niks doen om sy sussie te help nie. Maar Grietjie bedink 'n plan. Die heks bring elke dag vir Hansie kos om hom te probeer vetvoer. Hansie is te hartseer, hy eet min en raak nie vet nie. Die heks vererger. "Al is jy nog nie vet nie, gaan ek jou nou eet," gil sy. Sy maak Hansie se hok oop. Hansie kruip moeg uit. Toe Grietjie haar kans sien. Sy spring van die vloer af op, stamp die heks in die hok en sluit die deur. Die heks is verstop. "Laat my uit! Laat my gaan!" skree sy. Hansie en Grietjie gee haar een kyk en begin hardloop, so vinnig hulle kan. Hulle hardloop tot hulle skielik hul pappa se huisie daar staan. Die kinders is verheug. Hulle pappa het hartseer en bekommerd by die tafel gesit. Hy sien die beweging buite en gaan staan voor die deur. Daar kom sy geliefde kinders aan. Hy sprei sy arms wyd oop vir hulle. Van toe af het die gesin gelukkig saamgewoon. En niemand het ooit weer hulle nare stiefma of die bose heks gesien nie.